Goeiemôre. Hoe gaan het met jullie allemaal? Zeker om te zien. Soos die winter lyk mooi, nie? Op hierdie lieflike dag. Ons gaan vanoggend 'n erediens hê. Jy ken dit al, interaktiewe, is die mooi woord, die deelnemende erediens. Kan jy sal vir hier alles op die projekte gooi wat jy moet sê, en ek wil vra, wanneer jy deelneem, moenie dit net sê asof dit 'n rympie is. Dink baie mooi na oor wat jy sê. Want in hierdie hele liturgie, soos Dominee Brand altyd gesê het, die hele liturgie, dis nie net wanneer ons preek, die hele liturgie is 'n verheerliking van God. Die hele liturgie is bedoel om vir ons tot opbou te wees, en ons te versterk in ons geloof. So kom ons gebruik hierdie geleentheid en mag die Here vir u 'n besonder seën in hierdie hele erediens vanoggend. Amen.
julle die lewende by die dooies? Hy is uit die dood opgewek. As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en ons geloof ook sonder inhoud. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die mees bejammeringswaardige van alle mense. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en aan sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Hy moet as koning heers totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Hy wat op die troon sit, sê, kyk, ek maak alles nuut. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Aan hom wat op die troon sit, en aan die Lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Ek groet die broers en susters van die Here Jesus Christus leef. Hy het waarlik opgestaan en hy leef in ons lewens. Kom ons loof en prys sy naam met hierdie loflied. Kom almal wat jou stem verhef. Alleluia.
In hierdie tyd wat ons Christus, Jesus ons Here, sy opstanding saam as gelowiges vier, dink ons terug, gebruik ons hierdie oomblik om terug te dink aan ons doopbelofte. Ons ouers het voor die Here beloof en ons ouers het ons groot gemaak in die weë van die Here. En ons het die voorreg om vanoggend weer eens as 'n herbevestiging van ons doop te sê, ja, ek glo, en u kan dan saam reageer as gemeente. Glo jy in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde? Ja, ek glo. Weet dan dat die Vader 'n ewige genadeverbond met ons sluit en dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem. Ons is gedoop in die naam van die Vader. Ek gee vir u oomblik van stilte. Glo jy in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ons Here? Ja, ek glo. Weet dan dat die Here Jesus Christus vir ons gesterf het en dat hy ons in die gemeenskap van sy dood en sy opstanding ingelyf het. Ons is in die naam van die Here Jesus Christus gedoop. Glo jy die Heilige Gees? Glo jy in die Heilige Gees? Weet dan dat die Heilige Gees in ons woon en ons tot lidmate van Christus heilig. Ons is ook in die naam van die Heilige Gees gedoop. Kom ons gee vir Wendy geleentheid, sy gaan vir ons hierdie lied sing wat bevestig wat ons sê, I believe in Jesus.
Kom ons buig ons hoofde en aanbidding voor die Here. My dankie. Here, ons sê Here. Hierdie lied sê dit, Here, en ons stem saam en ons sê vanoggend niks kan opstaan teen U kerk nie. Nie die poorte van die hel sal daarteen kan opstaan nie. U is besig om die bruid voor te berei. U is besig om elkeen van ons unieke mens, unieke persoon, soos wat U ons ken vandat ons gebore is U besig om ons voor te berei vir U koms. U wederkoms. Ons glo, Here, met ons hele hart, siel, krag en verstand in U. Ons glo, Here, en ons weet, nie net glo ons, maar ons weet, U het opgestaan. Here, ons sien dit in ons lewens, elke dag, hoe U vir ons deurbreek, hoe U vir ons nuwe deure oopmaak, hoe U vir ons U woord openbaar, hoe U ons help om te groei nader aan U. Ons beleef die wonderwerkende krag in ons liggame, in die liggame van ander mense, in die wêreld. Ons beleef ons die opstandingskrag elke dag. Ons is meer as oorwinnaars, Here, deur U wat vir ons krag gee. Ons is tot alles in staat, Here Jesus, omdat U ons in staat stel. U het opgestaan en ons leef saam met U. Ons het die ou mens afgesterf en ons leef die nuwe lewe in U, Here Jesus. Ons is deel van U koninkryk. Wanneer ons vanoggend weer eens lees oor Petrus, Johannes,
en die Marias en die disippels se belewenis, Here. En ook wat Paulus skryf in Kolossense, maak ons gedagtes oop, ons harte oop, dat ons vanoggend weer eens, Here, sal hoor wat die Gees vir ons wil sê, dat ons opgebou hieruit sal stap, gereed om die lewe van oorwinning te leef. Hoe moeilik dit ook al is, Here, ons weet, al val ons soms, Here, struikel ons soms, sal ons nie val en vernietig word nie, Here. Ons sal weer opstaan, want die sal ons optel. Die sal ons nuwe krag gee. Ons leef in die oorwinning, Here Jesus. Spreek nou tot ons, Heilige Gees. Amen. Jy kan die Bybels oopmaak by Johannes, die 20ste hoofstuk. Ek gaan vir u lees van vers 1 tot en met vers 23. Sodat ons die hele verhaal net weer kan hoor presies daar gebeur, vir opbouing van ons eie geloof. En vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eers by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus wat hom gevolg het daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê. En die doek wat oor sy kop was, die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eers by die graf gekom het, binne gegaan. En hy het gesien en geglo. Hy het nog nie die skrif verstaan egter, dat hy uit die dood moes opstaan. Daarna het die disipel weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant by die graf staan en huil. Terwyl sy ly, het sy vooroor na die graf toe gebuig, en twee engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê, een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggevat, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink, hy is die tuinier, en sê toe vir hom, meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy het omgedraai en in Hebreëus stroom gesê, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie my Vader opgevaar nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God. Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disipels, ek het die Here gesien, en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disipels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode.
mense toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy het gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sin. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus het toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy het gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Ons lees net tot sover. Uit Johannes, ons gaan ook lees dan Kolossense, die kan so lang die Bybel staan ook in die welbekende teks, Kolossense 3 vers 1 tot 3. Ek glo in Jesus. I believe in Jesus. Ek het hierdie week vir u, Wendy het vir u uitgestuur, gesprekke van N.T. Wright en Dallas Willard, en ek hoop u tyd gehad om daarna te luister, waarin daar vrae gevra is aan hulle en hulle geantwoord het daarop. En ek gaan nou nie daarop uitberei nie, julle moet het gaan luister indien u nie het nie. Interessant hoe hulle dit antwoord. Dit is baie insiggewend as ons dink aan die verkondiging van die evangelie. I believe in Jesus. Ek glo in Jesus. Ons bely dit. Ons sit hier want ons bely dit en ons glo dit. En Paulus in Kolossense 3 sê, sommige mense, hy sê dit nie in hierdie woorde nie, ek sê dit in my woorde, sommige mense, sommige van ons wat hier is, leef heel dikwels, of partykeer die hele tyd, met een van ons voete op die aarde en een van ons voete in die hemel. En Jesus het gesê, jy glo heilig of jy glo nie. Jakobus sê dit, hy sê, as jy twyfel, dan is jy soos 'n brander wat heen en weer geslinger word. Glo jy of glo jy nie? Leef jy op die aarde en vir die aarde, of leef jy met jou menswees? Jy kan nie met jou liggaam daar woon nou nie, jy gaan eendag deel van die ewige, die koninkryk van die Here Jesus wees, maar leef jy met wie jy is, met wat jy geërf het, as kind van die Here, met jou kop in die hemel, jou fokus in die hemel. So hy skryf aan die broers in Kolossense, broers en susters, voor die dames dink ek, is nou met ander dinge hier besig, as jy dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daar bo is, waar Christus aan die regterkant van God sit. So hy sê sommer so hier in die eerste vers, as jy saam met Christus opgewek is, en ons weet, en ons ken al die teologie, ons het gesterf en die ou mense afgesterf, en ons is saam met Christus opgewek. Ek is weergebore. Jesus het aan Nikodemus gesê, jy moet wedergebore word, Nikodemus, en hy was heel passend. Gevra, maar moet ek weer in my moeder se maag uit haar baarmoeder kom? Sê Jesus van, nee, vir hom, jy moet deur die Heilige Gees gebore word. Jy moet wedergebaar word. Jou mens, jou siege, jou sielsmens moet hergebore word. So Paulus sê, as jy dan saam met Christus opgewek is, jy leef nou 'n nuwe lewe. Moenie met jou voete, met jou een voet op die aarde leef. Moenie verdeelde prioriteite hê nie. Moenie met jou een voet op die aarde leef nie. Hy sê, leef met jou hele wese in die hemel. Streef na dit waar daar hoë is, waar Christus aan die regterkant van God sit. En dan verder aan sê hy, bedink die dinge daaroor, nie die dinge op aarde nie. Julle het immers gesterf, so ons het ons ou lewe afgesterf. Die ou lewe bestaan nie meer nie, en julle lewe is saam met Christus verborg
in God. So wat wil Paulus vir ons hier sê? En dit is belangrik dat ons dit sal hoor, want die Here Jesus, wanneer hy opstaan, en van daar af, totdat hy die disippels verskyn en weer verskyn in sy hemelvaart, doen presies dit, en hy kom leer vir ons daai voorbeeld uit. Paulus sê, ons moet leef, nie net asof nie, ons moet leef, soos mense, wat vir 'n hoër doel bestaan. Jy moet leef soos iemand wat vir 'n hoër doel leef en vir 'n hoër purpose, vir 'n hoër doel geroep is. Dis hoe jy moet leef. As jy vandag na jou kant klim, leef jy nie soos die ou nie. Jy leef soos die nuwe ene in Christus Jesus saam met hom opgewek. Nie net om anders te glo nie, maar om anders te leef van 'n ander reality. En ons het baie keer vir mekaar gesê, ons is deel van die koninkryk van die Here Jesus Christus. Ons is nie, al leef ons met ons liggame hier op hierdie aarde, ons is nie meer deel van die koninkryk van die wêreld nie. Ons is nie. Ons is afgesny daarvan. Ons leef in 'n nuwe reality. Daarom moet ons in ons menswees leef met 'n hoër doel. En almal om ons moet kan sien, ek het 'n hoër doel. Ek is nie soos jy nie. En dan moet daai persoon nie dink ek is hoogmoedig en dan dink ek is beter nie. Ons het ons geleer so 'n paar sondae terug. As jy hoogmoedig is en jy praat en jy dink jy is beter as ander mense, mis jy die koninkryk. Want Jesus het gekom om ons te dien. So ons, wanneer ons anders is as ander mense, dan is die doel daarvan om hulle te dien en hulle te wys wie Jesus is. Om hulle te wys daar's hoop. En dit kan alleen gebeur wanneer ons dit vir hulle wys. Want die Here het gekies om ons as instrumente te gebruik. Wanneer ons op Tafelberg staan, ek wil julle met 'n antwoord hier op. As jy op Tafelberg is, sien jy dieselfde en beleef jy dieselfde as wat jy beleef as jy onder in Buitengraafstraat opry na Tafelberg? Wat sien jy? Jy sien baie groot prentjie, nee. As jy onder tussen die karre is, wat sien jy? Siobhan, wat sien jy? Ek sien jy vertel vir jou Marley, wat sien jy? O, sy weet nie wat sy sien nie. As jy hier onder staan, en jy onder sit, en jy onder ry, dan sien jy die karre, en die mense, en die winkels, en die... Dus Johan, ek is seker, of wat jy sien, want sy kom so dikwels, sy werk hier in die middestad. Ek dink jy sien dit nie meer nie, gaan wonder jy sê vir my, nee ek weet nie, want ek dink jy wil nie meer sien nie. Ek voel partykeer so, as 'n mens so by vir alle plekke verby ry, wat maar die mense die goed veilig so neergooi, ek wil liever nie kyk nie. Ek weet nie wat ek leef, ek wil dit nie sien. Maar jy sien, wanneer jy op Tafelberg staan, die grote prentjie. Wanneer jy met jou gedagtes, met jou wese, met 'n hoër doel leef, met jou kop, waar Jesus Christus is, sien jy die grote prentjie. Kan jy die geheel raak sien. Nou Jesus se opstanding en sy voorbeeld leer ons 'n paar dinge. En ek wil net so 'n paar gedagtes by u laat rondom Jesus se opstanding. Het julle agtergekom in die teks dat daar gepraat word van die doeke? Nou daar word baie ander dinge genoem. En daar's nie tyd om daaroor te gesels nie. Ons spesifiek gesels oor die doeke. Die doeke wat daar lê. Hy sê daar in die 5de vers, toe hy vooroor sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan.
Maar toe Simon Petrus, wat op gevolge daaraan kom, het hy ingegaan in die linnedoek daar sien lê, en die doek wat oor sy kop was, die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Nou waarom dink u, sien hulle hierdie linnedoeke raak? Wie wil graag waag? Waarom dink u sien hulle die linnedoeke raak? Wat is die rede daarvan? Wel logies het gevolgtrekking, hulle die liggaam gesoek en daar sien hulle nie die doeke. Maar wat dink julle, wat is, en dit is dit wat ek wil sê Jesus doen, wat was die doelbewuste rede waarom die doeke daar gehad? Miskien kan sien dat Jesus self, hy die doeke linne aankom, en self sy kopdoek opgeval met die kant om te bewys, hy het uitgekom. Hy het opgestaan. Ja, absoluut. Dit is helemaal reg. Die ander rede waarom die doeke daar lê, daar is baie op die internet. Ek het dan nog ons nie goed gaan surf gaan kyk wat sê mense hieroor. En daar is hierdie storie. Ek het dit lang terug toe ek jonger was gehoor, dat die een doek een kant toe gelê is en dit is soos 'n napkin wat oor die kop gegooi word en dat daar 'n Joodse tradisie is, en die Joodse tradisie sê dat wanneer 'n persoon klaar is aan tafel en hy klaar geëet, dan word sy napkin opgevang en dan gooi hy dit daar neer en hy loop. Maar wanneer dit ophou, beteken dit hy kom terug. So die interpretasie was daarvan dat Jesus daarmee sê, ek kom terug. Maar dit is nie die waarheid. Dit is nie waarom daai doeke spesifiek so neergesit is. Daar is nie so 'n Joodse tradisie nie, glad nie. So dan, as jy eintlik glo nie, gaan vra die Jode dat hulle vir u verduidelik. So daar is nie so iets nie, maar die werklikheid daarvan is, Jesus het intentioneel, doelbewus, daai doeke daar gelos. Hy kon dit nie so wel opgetel het en met hom saamgeneem het, of die engele kon het hy hom toegeneem het, maar hy het dit daar gelos, sodat jy onthou, daar was van hulle wat gesê het, ja, man, maar gaan sê vir almal dat iemand sy liggaam gesteel. Fariseërs en skrifgeleerdes. Gaan sê vir almal dat iemand sy liggaam gesteel het. Maria het gedink iemand het sy liggaam weggedra. Want sy het die liggaam gesien nie. Sy het nie gedink daaraan. Die doeke het Jesus daar gelos en spesifiek daai opgevou om vir ons en vir almal te wys, hy baie stadig, kalm en rustig, in beheer opgestaan. Hy het dit opgevou, dit netjies gelos. Daar was nie iemand wat ingekom het, gou die liggaam gegryp het en weggehaal het met die liggaam nie. As iemand dit doen, dan sal die doek afval en hy sal daar vervrommel lê en die ander wat om die liggaam was, sal nie meer daar wees nie. Daarom was die doeke daar. Om vir almal te wys, hierdie is 'n wonderwerk gewees, saam met ons wat beter verstaan dat hy opgestaan. En interessant, die disippels het op daai oomblik nog steeds nie geweet hoekom dit so is. Nou as ons na die tweede gedeelte kyk van wat Jesus doen, wil ek ons moet gaan kyk na vers 17 en 21. Vers 17 sê, Jesus sê vir haar, dis nou vir Maria, moenie my langer vashou nie, want ek is nog nie na die Vader, ek het nog nie na die Vader opgevaar nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en na my God en julle God. En vers 21, Jesus sê toe vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. So wat is die tweede ding wat ons by die Here Jesus leer in hierdie hele gebeure? Die Here Jesus is baie gefokus op wie hy nou is. Die rol wat hy nou speel. Wat sê Paulus? Hy sê as jy nou 'n nuwe lewe het, wees gefokus op wie jy nou is. Moenie met een deel van jou mens wees met wêreldse
besig wees en toelaat dat mense jou weglei van die waarheid af nie. Of jou heeltyd weghou van die ding wat belangrik is nie. Maar fokus. Jesus was baie bewus van sy posisie en het nie net 'n bewustheid daarvan gehad nie. Hy het dit ingeneem. Wat doen hy? Hy gee dadelik opdrag. Hy sê vir Maria, gaan en gaan vertel. Gaan vertel vir hulle. En toe hy by die disippels kom, toe sê hy vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Hy neem sy autoriteit op. Broers en susters, as ons dink aan die disippels, hulle het beweeg onder die autoriteit van Christus Jesus. En hulle was deur die Heilige Gees bekragtig. Hy sê daar in die volgende vers, ontvang die Heilige Gees, hy het geblaas op hulle, en hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. En Mattheus staan daar, moenie van Jerusalem weggaan nie, maar wag, totdat die Heilige Gees uitgestort is. So die Here gee hulle opdrag en hy stel hulle in staat. Hy bemagtig hulle of maak hulle bekwaam. En dan die laaste wat ons hier sien, as ons na die hele gebeure kyk, en ons sien Jesus sê vir hulle waar hy hulle weer gaan ontmoet, en hoeveel hy gaan ontmoet van die mense wat gaan ontmoet, sodat hulle getuies kan wees. Jesus was doelgerig. Hy was doelgerig. Hy het geweet wat sy doel is en hy het doelgerig dit uitgevoer. Niks het hom laat deviate nie. Ons sien dit van Jesus eintlik van die begin af. Jesus het doelgerig om doen wat hy moet doen en dit tot die einde toe. Aan die dood was hy gehoorsaam. Hy het die dood oorwin. Hy het opgestaan en hy is doelgerig steeds besig. Toe hy opvaar, doelgerig sit aan die regterhand van God die Vader. Alles doelgerig. So, die ander ding wat ek net graag wil noem, ek wil dit nou nie uitlaat nie. Jesus het die hele tyd, en dit is een wat ek weet nie, Dennis Willard het spesifiek gesê, as jy vir iemand anders te vertel van Jesus Christus, is die eerste ding nie om vir hom te sê, die sondes is jou vergewe nie. Maar die eerste ding om vir daardie persoon te sê, is dat hy deel gaan wees van 'n nuwe koninkryk, 'n nuwe riem. Want daardie persoon is moeg vir hierdie dinge wat hier gebeur. As jy terugdink aan jouself, hoekom het jy gesê, Here asseblief, help my, red my? Want jy het nood gehad. Jy het 'n behoefte gehad aan 'n redding. En dit is wat Jesus kom bring vir ons. En hy begin, hy vestig sy koninkryk vandat hy kom tot dat hy opvaar. En vandag nog, Jesus is hier, hy stel ons staat deur die Heilige Gees om sy koninkryk op aarde te vestig. Wat sê hy? Laat u wil geskied, laat die koninkryk op. Laat u koninkryk op. Belangrik. En wat het gebeur toe Jesus aan die kruis hang? Onthou jy, wat het Pilatus gedoen? Pilatus het bokant Jesus 'n bord vasgeslaan. En hulle doen dit bokant al die mense wat gekruisig word, al die misdadigers, dan sê hulle waaraan is hierdie persoon skuldig. So die Jode het gesê, ja, jy moet sê hy beweer dat hy die seun van God is. Maar Pilatus, dit was nou tipe van so halftommetjies. Pilatus was aspiris gewees, as ek dit so kan stel. Hy het dit nou doelbewus gedoen. Hy wou nou spot dryf met Jesus, maar hy wou ook 'n bietjie hulle terugkry, omdat hulle hom so gemanipuleer het, die skrifgeleerdes. So Pilatus sê daar, koning van die Jode. En hy doen dit in 3 tale. Daar staan in Aramees, Grieks en Latyn. Die landstaal, die amptelike taal en die algemene taal.
in daai 3 tale. Die Aramees is die landstaal, die Latyn is die amptelike taal, en die Grieks is die algemene taal wat daar gebruik. En hoekom doen hy dit? Kyk hoe doelbewus, met hoeveel intensie werk die Here Jesus Christus. Werk God. Dan uitskryf bokant sy kop dat hy die koning van die Jode is. Is 'n verkondiging aan almal in daai bestaande wêreld van daai tyd, dat Jesus die koning is. En die wêreld vandag, hulle gebruik tot sy naam om 'n kragwoord uit te bring. Interessant die mense optree, maar wat is die toepassing vir u en my? As Paulus dan sê, rig jou gedagtes daaroor, want jy het 'n nuwe lewe. Wat is die toepassing vir ons? Die eerste het ons gesê doelbewustheid. En ons het so 'n bietjie uitgebrei daarop terwyl ons gepraat het. Hoe sou julle sê, leef 'n mens doelbewus? Maar hoe lyk dit prakties? Hoe sou julle sê, lyk dit prakties? As ek mens doelbewus leef. Ja, absoluut. Jy lewe volgens Christus se voorbeeld. So jy kies om nie die goed te doen wat jy altyd gewoon was om te doen nie. Jy kies om die dinge wat ander mense wil doen en van hou wat jy weet nie reg is om te doen nie. Jy moet nie daarmee te assosieer nie. Jy kies om kerk toe te kom, om in 'n geloofsgemeenskap te behoort. Jy kies om te ly ter wille van Jesus Christus. Jy kies om by die werksplek op te staan vir die waarheid van God se woord. Jy kies om, party mense hou nie daarvan as jy sê jy is 'n kind van die Here nie. Hulle eiwe vermy jou of hulle pik op jou, daar is altyd een of ander iets waarmee hulle besig is. Jy leef doelbewus. Jy kies om nie meer daardie ou persoon te wees nie. Jy skaam jouself nie vir die Here nie. Die tweede een, die posisie by die Here Jesus ingeneem. Ons het gister, Vrydag het ook gehoor, Jesaja toe broer Michael vir ons die kerse aangesteek het, wat sê, ja, staan op, neem jou posisie op, want jou lig het vir jou gekom. Christus Jesus, neem jou posisie op. Ons neem ons posisie in. Ek dink nou byvoorbeeld aan, toe ek wil dit nou nie sê om te spog nie asseblief nie. Ek weet nie wat ek waar wat ek het gedoen en hoekom het ek vir iemand anders geluister. En hulle het my gesê met aan vrou Suid-Afrika deel en mense wil nie as ek ook deel nie. As jy so mooi en lank is soos Johan, dan kan jy aan skoonheidskompetisies deelneem. Dis genius hoor. Maar ek is bietjie kort man. Maar in elk geval so ek hoor toe nou man, ek besluit ek gaan aan hierdie storie deelneem. Maar weet jy, as ek dink aan waar ons finansiëel was, ons het 'n Volkswagen Beetle, dit was die kar waarin ons gery het. Nou wat 'n mevrou Suid-Afrika van Suid-Afrika ry in 'n Volkswagen Beetle? Jy ry nie eens vir dit nie, en dit was pers geverf. En hy regtig soos 'n Volkswagen Beetle geklink. En ek dink vir myself, maar hoe doen ek hierdie ding? Hoe doen ek dit? En die Here herinner my daaraan. Rolien, jy wat Rolien is my kind eerste. Jy is nie Rolien eerste nie. Jy is nie Rolien wat 'n Volkswagen Beetle besit en wat regtig arm is, want op daai stadium het dit ons baie swaar gegaan. Maar Beetle het alle kaarte. Absoluut, maar nou, nee, dis miskien nou fashionable, ek hoor wat jy sê, maar as jy gaan kyk het wat se karre die ander mevrou Suid-Afrika, die potensiële gery het,
Dit was Mercedes-Benz en Land Rover en elke ander ding wat jy in die hande kan kry. Is net ek het dit nie toch gehad het. Maar my kop het, maar die Here het vir my gesê, Ronnie, dis nie wie jy is. Die titel define you. As jy in 'n klein plekkie agter 'n ander ou se erf woon, en dis mense in ons omgewing wat doen, hulle woon in 'n wendy agter 'n ander ou se erf. Sommige van ons jong mense het nie die finansiële vermoë nie, hulle woon in 'n klein kamertjie. Broers en susters, dit sê nie wie jy is. Jou besittings sê nie wie jy is. Jou identiteit, die feit dat jy 'n kind van die Here is, dat hy vir jou gesterf het. Ons het Vrydag vir mekaar gesê, wat het Jesus gedoen? Wat is hy bereid om te doen? Wat sal ek en jy, as ons sien wat Jesus bereid is, wat om te doen, wat sal ek en jy twyfel in onsself? Dis nie nodig nie, ek hang nou net eraan aan. En dan die laaste ene, doelgerig. Ons moet doelgerig leef. Gister, ek sal dit nog graag vir u wil wys, daar was 'n video wat Lou hier almal onthou vir Lou Sarel, ons onthou, was sy naam is Sarel, daarby, ek was al by die ontbyt. Hy het 'n video gestuur waar daar 'n man is wat cerebral palsy het. En hierdie man verkondig die evangelie van Jesus Christus met sy beperking. Hy sê daar terwyl hy praat, dan sê hy, ja, ek kan nie eers jouself, hy sê dit soos wat sy mond om toelaat, ek kan nie eers dit gewoon sê. En dan vra hy vir almal in die gehoor, wat hou jou terug? Waarvoor sit jy daar? Jy is gesond, jy het alles, hoekom verkondig jy nie die evangelie? Hoekom is jy nie betrokke in die kerk? En hy het spesifiek gesê, ja, daar's altyd hierdie ding in die kerk, en mense stap na iemand anders en vra vir, sal jy dit doen? En sê hy, nee, ek sal nie, jy kan nie. Hy sê, jy moet nie die kerk vir iemand vra nie. Dit is 'n opdrag van die Here. Speel jou rol as 'n gelowige in die kerk. Neem dit op. Hou op om verskonings te maak. Jy is gesond. Want jy die Here Jesus, jy het hom, jy is gered. Hy sê jy tot alles in staat stel. Jy hoef nie te worry of jy bekwaamheid het en opleiding en 20 theologiese grade nie. Belangrik, werk aan die uitbreiding van die Here se koninkryk. Doelgerig, neem jou posisie op as gelowige. Broers en susters, ek het nou baie lank aangehou. Ek wil vir u 'n oomblik gee van stil gebed en dan sal ons saam die nagmaal gebruik. Here, help ons om soos u doelbewus gefokus op wat ons moet doen, wie ons is en doelgerig sal wees. Geef vir ons daai krag wat ons nodig het, Heilige Gees, om juist te wees wie u ons geroep het om te wees. Dat ons sal leef in die opstandingskrag van Jesus Christus, wat vandag soveel jaar terug opgestaan het uit die dood en leef en in ons leef. Amen. Ek vra dat die tafel vir ons, die handels vir ons tafel sal voorberei is.
gaan werk. Het gaan bietjie moeiliker wees, daar agter kom sit asseblief saam met voor. Kom ons staan saam aan. Doen ons saam ons geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ons van is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en terwyl neergedaal. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Kom ons bid saam die nagmaal gebed. Mag die Here met julle wees. Hef op julle harte. Kom ons bring dank aan die Here, ons God. Aan U, Here, kom ons dank toe. Hier en nou. Oral en altyd deur Jesus Christus ons Here. Wat geen oor gehoor het en geen oog gesien het en in die hart van 'n mens het opgekom het nie, het U in die nag bewerk, waarvan die eerste getuies ons vertel het. Die nag waarin Jesus Christus opgewek is uit die dood. U die duisternis verdryf, die aarde en alles wat bestaan, het U van ondergang bewaar. U het rigting en sin gegee aan ons wedersterflike bestaan. Daarom vier en besin ons saam met die vroue, wat die eerste getuies was, en saam met almal wat geglo het, die dag wat U, o Here, gemaak het. Ons eer U met die lied wat in die hemel en op die aarde weer klink. Geseënd is U Seun, Jesus Christus, wat ons lewe aan U naam verbind het, en U liefde en genade aan ons geskenk het, wat die nuwe mens geword het, U beeld en U gelykenis, die weg, die waarheid en die lewe, wat aan ons verbind het en alle magte van die dood eens en vir altyd verslaan het, wat die aand voor sy dood sy liefde vir ons beseël het, met die tekens van hierdie gawes, toe hy die brood geneem het, U daarvoor gedank het, dit gebreek het en vir sy disippels gegee het, met die woorde, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Ook toe hy na die maaltyd die beker geneem het en gesê het, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. So gedenk ons dan groote God, die geheimnis van die gekruisigde Jesus Christus, die regverdige wat U opgewek het uit die dood.
hierdie maaltyd vier met die Heilige Gees, sodat ons een liggaam en een Gees kan wees. 'n lewende offer wat in Christus vir U aanneemlik is. Deur Christus, saam met Christus, in Christus, behoort aan U al die eer en die heerlikheid, almagtige God en Vader, in die eenheid van die Heilige Gees, nou en vir ewig. Amen. As gedoopte kinders van God bid ons nou saam. Kom ons bid saam die Onse Vader. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood. Vergeef ons ons skuld, soos ook ons vergeef aan ons skuld. Vergeef ons nie ons sonde, maar verlos ons van die bose. Want U word die koninkryk, die ewigheid, die ewigheid. Amen. Ek kan nie spreek nie. Jesus het die brood geneem, hy het gebreek en hy het vir sy disippels gesê, neem dit, eet dit. Doen dit gereeld tot my gedagtes. Jesus het ook die beker geneem en dit omgestuur. En hy het gesê, drink, dit is die bloed van die nuwe verbond. Ek wil vra dat die brood, kerkraad vir ons die brood sal uitdeel en die wyn dan gebruik ons het sal. Broeder Jan, sal jy brood trek my help met die wyn asseblief? Neem, eet, dink daaraan en glo.
Rem. Dink daaraan en gaan. Ons buig ons hoofde en ons sê, Here, dankie dat ons as u kinders deur die brood en deur die wyn, deur die liggaam en deur die bloed volkome versoen kan wees met u. Dat ons een kan wees met u. Dat ons, soos wat Paulus sê, in u gewortel en gegrondvest is, veilig bewaar. Dankie dat u vir ons gesterf het, dat u dood oorwin, dat u opgestaan het, dat u ons saam met u opgewek het uit die dood van ons ou lewe en dat ons kan leef tot eer van u. In Jesus se naam. Amen. Dankie baie.
His name. There to my heart was the blood of Christ. Glory to His name. Aan die Here alle eer. Daar sal nou 'n geleentheid wees om die Here dankie te sê met ons offergawes. Dis allerlei oefeninge. Here, dankie dat U vir ons 'n oorvloed gee. Dat ons kan gee met dankbaarheid vir alles wat U vir ons doen. Alles wat ons dit, Here, is U se. Dankie dat U vir ons leer om goeie redmeesters te wees van U eie. Vir U self, Here, en help ons om die fondse wat U vir ons gee aan te wend vir dit wat U wil hê en wat U wil doen. Stel dit in U. Wil jy vir ons die afkondiging staan? Die afkondiging sê ons in Williams ons gebeur ons afkondiging so 'n bietjie op jazz. So Cameron sal vir die afkondiging speel.
Broer Trevor wil ons net sê baie geluk Broer Trevor, dit is sy verjaarsdag vandag. Baie geluk, mag jullie nog vele jare spaar. En dan ook van Sister Beverly en Broer Graham, hoewel jy wil zich herdenken op die 8e april. Baie geluk aan jullie. Zoals je gezien hebt, ons YouTube channel, alsjeblieft subscribe naar die YouTube channel toe, zodat ons die opname kan live streamen voor ons gemeente. Dank jullie. Ik kan rustig ons nog op voorstaan. Ons gaan oor na ons uitsendingsgedeelte in die erediens. En u gaan weer eens, as ek kom by die seën, saam werk en dan die amen. Die Here Jesus ons eer en opgestaan het. Geliefdes in die Here Jesus Christus, Jesus Christus is die opstanding en die lewe. Wie in hom glo, sal in ewigheid nie sterwe nie. Amen.